Sommige van ons glimlag oor die 2025 wat ons agter die rug het en sommige van ons gee natuurlik 'n sug van verligting dat dit verby is. Hallo en welkom by Klets Kompas. Vir ons Januarie episodes het ons in ons argiewe gaan soek vir ons bestes van 2025 en hierop volg ons 2 beste onderhoude van Julie 2025. Mooi, Michelle McLean saam met my in die Klets Atelier. Michelle, how are you doing? Very good, thank you. Thanks for having me. Baie dankie. Goeiedag. So 'n bietjie Afrikaans. Nie suiwer nie, maar so 'n bietjie. Dis pragtig. Ons is bly daaroor hier op Klets Kompas. Nog 'n ding waaroor ons bly is op Klets Kompas, Johanna Swartboy wat gekroon is as mevrou Namibia. En jy was ook nou natuurlik 'n klomp jare terug mevrou Namibia op die ou end mevrou heelal. Hoe voel jy oor Johanna Swartboy? I'm extremely excited. I think she's an eloquent, beautiful young woman. I've followed her trajectory of her career. She was a model for many years. So she has the perfect essence to be able to be an ambassador for Namibia and a fantastic ambassador. And, you know, it just shows our diversity in our country, the fact that we have so many different cultures, traditions, and that is celebrated. So congratulations to Joanna, and I know she's going to do a fantastic job as an ambassador. Speaking of that job as an ambassador, you know, there are so many young women who become Miss Namibia and then they have this massive task in front of them. But I don't think the public sees what that task is. Do you think there's a task and a battle that the public don't see? Well, absolutely, because when I won Miss Namibia and then became Miss Universe, I had no idea what the responsibilities and commitment would be. And I learnt as I went along that it wasn't just about the glamour of the one night that you crowned. It really is about your contribution and commitment to the title and ambassador for the country. So for any young woman out there who wants to enter Miss Namibia, or for those of you who've been through the process, you know, it comes with commitment and challenges. You are a public figure. You have to act as such and act with responsibility. You are a role model for young people and women out there. So it comes with a lot of hard work. In my years, I've been very grateful for my platform. As Miss Universe and Miss Namibia, I was able to establish the Michelle McLean Children Trust, work on many different levels in different businesses. However, it was not just that one title that got it for me. You have to continue working. It's now 35 years later. The Children Trust is still going strong, and I'm still in business in tourism and promoting Namibia. So it is all about the women recognizing that having a platform like this, even celebrities who are known in sport, that representing Namibia does come with huge responsibility. Yeah, I think you are truly one of those figures that, you know, you have been Miss Namibia. You said, I think, 35 years. Yeah, you have 1991 Miss Namibia. for 35 years, and you've been representing Namibia overseas and locally. You just mentioned tourism, your involvement with tourism. Tell us a bit more about that. Well, as a global ambassador, I've been able to promote Namibia for investment and tourism for many, many years. And now recently I've been appointed as the North American Business Officer and representative for Gondwana Collection. I'm very excited about that because we synergize in terms of, I live in America for a few months and I come here, so I get to travel and see all these beautiful lodges, but also our combined work in terms of philanthropy. So the Michelle McLean Children Trust and the Gondwana Cares Trust, we work on very similar projects: education, upliftment of underserved communities. I work very closely with the ministers, and you were talking earlier about certain things that need to be done in our country. So I think, though, through tourism, we are able to create employment. I have the wonderful opportunity of representing Namibia in America. So I do road shows and I do tourism shows. I work together with the Namibia Tourism Board as well. But Gondwana Collection has given me an opportunity now to really, you know, have a platform and a sense of being able to go out into America and sell Namibia on that platform. I mean, we have the secret collection with Gondwana Collection Group. We have the sort of the middle of the road. You can, you know, you can hire a car, you can self-drive, you can be driven. So it really showcases Namibia and the opportunities we have here.
and the opportunities to employ people. The tourism industry is still one of the biggest industries. And so to also look at the youth and how we're going to train them and women in tourism. So I'm very excited about the way forward. And obviously to be back in Namibia and I'm going to the Kalahari this afternoon. Ooh. I'm going to the Anab Lodge, the Gondwana Lodge, as well as the Reverie. It's my first time in the Kalahari for a long time. So I get to go do a little girls' trip with my sister. So that's going to be exciting. Okay, so just on your point about, tourism, employment opportunities, one thing that the tourism industry is also known for when it comes to employment is its low-hanging fruits, The fact that you don't necessarily need a matric or a university degree or to be able to speak 12 languages in order to get a foot into the door and just get employed in tourism. But one thing I also want to ask you is that you've mentioned this being in America, representing Namibia, and now you're back in Namibia and you do this quite often, you come back home. And is there a specific thing that you're most grateful for, that you're reminded of when you come back home? Well, most certainly the people. I love the fact that we're all so hospitable and kind and generous. And I think that is representative when people come into the country to give that to our tourists and to our business investors that come into our country. I always say to Americans, firstly, they can't pronounce the name Namibia, but I spend the first 10 or 15 minutes showcasing where Namibia is geographically and how we are. But when people see the videos and they hear and they come to visit Namibia, they truly inspired, especially the Americans. They're very philanthropic as well. So for them, they spend a lot of money. Obviously, the exchange rate is perfect for Namibia. But it is about, showcasing to Americans, it's one of the safest countries in the world. It is got great infrastructure. It's like being in Europe, it really is. We have so much to offer. And now with the business investment side as well, that's, tourism can kind of, mirror that. So yeah, it's very, very exciting times for Namibia. And with Her Excellency having stipulated and mandated certain things about tourism, education, and that is very, very important, as well as agriculture. And then I want to know from you, you've mentioned that that you like the people and, what each person, can contribute to an experience for a tourist and for a visitor. But more than that, what do you think each and every one of us, the person who has a normal 9-to-5 job, the person who maybe unfortunately doesn't have a job, how do we contribute to Namibia and make it easier for you to be an ambassador for Namibia? I think everyone just keep doing what you're doing. You are inspiring people and impressing people, as long as we all realize that no matter, you don't have to be a celebrity to be an ambassador. Everybody who receives visitors, business people into the country, you're an ambassador. You are the spokesperson for this country. So we all have a role to play. And as long as we realize our diversity and the beauty of our country, and also be proud and respectful about what we have. We have the most incredible country in the world. You said, what makes me happy to come back? Well, I still have my mother, my father, my sister living here. I have the Michelle McLean Children Trust and the projects, which is going so well. But I need to have the balance of both lives, one in America and one here, because this is my home. These are my roots. Yeah. And then you just spoke about the projects that you're doing, and one that fascinates me is you are also an ambassador for meat exports, Namibian meat exports. I'm not an official ambassador, but I have been working for years on exporting meat from Namibia to America and the Caribbean. So we have different protocols in place, and I'm working on getting new protocols with the embassy, the US Embassy, to be able to export lamb. We have the highest quality meat in the world, and that, free roaming, no hormones. America is going to really benefit from our export to them. And our ministers are working really hard at that. Our Minister of Agriculture, as well as Her Excellency, is, she's mandated, let's export our wonderful meat to the US. So, that's an opportunity again for employment in Namibia in the agricultural industry, as long as we get that right and we are proud about what we're doing. So yeah, I'm going to keep pushing forward with the agricultural side as well as education. And yeah, I feel sometimes I wake up in the morning and I wear different hats, but I'm very grateful for that. I'm living a blessed life.
the best life. Absolutely. And I think America's going to be living a blessed life if they get that first piece of Namibian You should steak. see the look No on matter their where I faces. go, the meat lets me down. I'm spoiled in terms of quality meat here in Namibia. Thank you so much for being with us, Michelle. And please let us know how the Americans react to that first. I'll send you a clip for sure. First. We sent samples already, so they are just absolutely inspired by this. Now we need to really get this process going. I'm genuinely, I'm jittery now. I'm very excited. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as 50 Namibian dollars a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Nadat 'n 11de jagluiperd onlangs in die Kuno Nasionale Park in Indië gesterf het, blyk dit dat sulke pogings en hervestigingspogings nie so eenvoudig is nie. Maar Marlies van Vuren, 'n natuurbewaarder, kom gesels saam met ons vandag. Marlies, hoe gaan dit? Gaan goed en self. Dit gaan fantasties. So, afgesien nou van die Kuno Nasionale Park, ek glo julle is nie baie betrokke daar by daai projek nie, so jy kan ons nou natuurlik nie daaroor kommentaar lewer nie, maar hervestiging van diere in die algemeen en veral jagluiperds. Wat is die uitdagings waarna mens kyk as jy so iets aanpak? Jong, hervestiging van enige dierespesie is 'n gekompliseerde projek of taak wat jy aanpas, want daai handboek is nog nie regtig geskryf nie. Soos wat jy diere aan begin rehabiliteer, skryf ons die handboek, want ons moet in ag neem, hulle soos ons as mense, hulle verskil individueel, hulle het onderliggende siektes wat jy nie van weet nie, en dan sit jy hulle deur 'n stres, en dan pop daar nou 'n siekte uit, want jy het nie geskiedenis nie, jy gaan nie vir almal niertoetse laat doen, of harttoetsies, of bloed laat trek, ja, jy doen die basiese goed, maar dit bepaal maar hoe oud die dier is, en wat so omgewing hy gaan, die temperatuur, die landskap, prooi wat daar is, en dan geskiedkundig, is daar onderliggende genetiese probleme met daai dier, wat jy nie van gaan weet nie. Maar ons kyk gewoonlik, wanneer is dit suksesvol, is wanneer daai dier begin jag, so begin hy self efficient wees, soos die Engelsman sê, kan hy self homself onderhou, maak hy maats, as dit 'n sosiale dier is, soos 'n meerkat, en dan begin hulle kleintjies kry. As hulle kleintjies begin kry, diere kan beheer en bepaal in die omgewing, as dit nie 'n geskikte omgewing is, dan gaan hulle die kleintjies kry nie, want hulle moet daai kleintjies versorg. En so as die jagluiperds wat vrygelaat is in Indië begin kleintjies kry, dan kan jy al klaar 'n klomp dik boksies afdik en sê, yes, hierdie begin werk, want hulle kry kleintjies, en daar's nie net een werpseltjie gebore nie, daar's 'n klomp werpseltjies gebore. So, jy gaan foute maak, maar as daai dier nie geskiet is nie, en hy is nie vergiftig nie, en hy is nie in konflik in dood nie, dan tik hy in my conservation brein al klaar baie, want dit is die probleem waarmee ons sit in Namibia. So, daai kan jy al aftik. Ja. So, daar's positiewe goed ook. En ons het so 'n bietjie voordat die kamera begin rol het ons gesels oor, jy weet, hoekom jy jagluiperds Indië toe stuur en hoe dit voordelig kan wees vir bewaring as 'n begrip wêreldwyd en nie net vir Namibië nie. Vertel 'n bietjie meer daaroor. So ons kyk nou na nommers van 'n spesies wat besig is om af te neem. Daar is klomp werk wat baie verskillende organisasies doen in Afrika en Suidelike Afrika en metapopulasie bestuur van willehonde en jagluiperds. Namibië sit met die hoogste populasie wille jagluiperds op
free roaming area, groot areas, plaasgebiede, conservancies. Maar ons gaan nie lank meer daai kaartjie kan swaai of daai vlaggie kan sê en sê ons is die grootste nommers nie, want ons beheer nie ons konflik nie. Ons oproepe wat ek op 'n daaglikse basis ingekry het, sê ons het ten minste 2 keer 'n maand 'n oproep gekry vir 'n jagluiperd wat konflik veroorsaak, wat in 'n hok is of wat veevang kan julle kom help. Ons kry dalk nou 2 jaar. So waar is die jagluiperds heen? Het hulle minder geraak? Het ons dit te moeilik gemaak van 'n regulasiepunt af dat mense nie meer wil bel nie want hulle kan in die moeilikheid kom? Of skiet hulle net? Skiet net en bly stil. Die probleem is verwyder. Maar jou probleem gaan wees dat hierdie spesie, ikoniese spesie, ons het 6000 oor in die wêreld, gaan uitsterf, want ons kry dit nie beheer nie. Ons gaan moet kyk na buite. Gaan moet kyk waar daar areas is waar jy 'n genetiese pool kan veilig maak en seker is hulle gaan nie in konflik in nie. En as hulle in konflik ingaan, dat dit kan beheer word. Want in 'n oop area soos Namibië kry jy dit beheer nie. Ek is in conservation, ek het groot geraak in bewaring. My ouers is nou al 52 jaar wat ek in dit is. En dit neem af, die nommers neem af. Ongelukkig kan ek vir jou sê, hoorie, ons het gewen nie, ons wen nie. Ons is besig om die nommers nog steeds af te laat neem. So as jy Indië toe kan skuif en dit kan 'n veilige area wees, dan moet ons na daai opsies begin kyk. So wat is dan nou ons praktiese stap 1 as ons daai genetika pool wil beveilig en seker maak dat ons van iewers genetika kan trek? Wat is ons eerste stap as ons dit wil doen? Jong, ek was nou glad nie betrokke by so 'n skuif nie. As dit 'n projek sou wees wat Makosi sou bestuur het of met die government, is om seker te maak dat jy 'n groot genetiese pool het waarvan jy kan kies. Dis maak seker jy vat van die Namibiese katte van verskillende areas, genoeg mannetjies, genoeg wyfies, en dan moet jy van buite af inbring, want ons genetiese pool in Namibië is alreeds 'n bietjie klein. Om dan sê van jagluiperds van Suid-Afrika of Botswana of Angola af in te bring en dan 'n goeie sex ratio, jy weet, genoeg mannetjies, genoeg wyfies, en dan moet jy soft release doen. Jagluiperds kan jy nie net vrylaat en sê, hierso, good luck. Jy moet gaan kyk na die temperatuur in daai area. As ons hulle skuif, as ons hulle vang in 'n area waar dit nou sien, en weet nou winter, en ons het 'n lekker koue winter, en ons skuif hulle nou na die Kongo toe byvoorbeeld. Dit is tropies, dis warm, en jy het 'n kat geskuif wat nou ekstra haartjies het, want dit is winter, so hy het sy kombers, sy winterjassie aan. Nou skuif jy hom Kongo toe, dan gaan hy swaar kry. So jy moet dit alles in ag neem, en dan moet ons parasiete, hulle kry skielik parasiete wat hulle glad nie van groot geraak het nie, so hulle het 'n immuunstelsel teen siektes wat ander parasiete, borsluise nou skielik vir hulle kan gee nie. So al daai goed moet in ag geneem word. En dan moet jy jou span daar op die grond so sterk hê dat hulle dag tot dag daai diere kan monitor. En dan moet jy leer. Dan moet jy begin dateer en jy moet neerskryf en jy moet nie te ou katte vat nie, maar jy moet ook nie net te jong klomp katte vat nie. En jy gaan diere verloor, maar jy moet onmiddellik begin verander soos wat die span nou op die oomblik in Indië doen. Daar's goeie veeartse, daar's goeie navorsers, hulle is op die grond betrokke. En ek is doodseker, ek ken die mense wat dit gedoen het, dat hulle wel hulle huiswerk gedoen het nog vooraf. Ons moet net in ag neem, in Indië, ek dink is in die 1940 something, is die laaste jagluiperds doodgeskiet. So as hulle vra vir jagluiperds, en jy het 'n land wat bereid is om daai kostes te dra en die ekstra myl te gaan en grond te gee vir 'n ikoniese spesie, en Namibië kan bydra, doen dit. Maar ons moet oop kaarte speel en sê, hier is hoeveel katte wat uitgaan, want ek dink dis waar die publiek kwaad raak, want mens voel, een dag gaan ons katte, en jy wil nie hê jou katte moet uit die land uitgaan nie, maar as ons kan bydra by 'n populasie wat besig is om uit te sterf hier, en dit bly Namibiese katte, en hulle kry babietjies daar, en ons begin 'n nuwe
generasie, 'n nuwe bevolking van jagluiperds in Indië. Wonderlik, Namibië het bygedra. Dis katte wat nie doodgaan nie. Okay, en dan een ding wat my vooral fascineer van die hervestiging van diere is daai jy het dit nou genoem 'n soft release. Hulle gaan in 'n beheerde area in of 'n meer beheerde area in voordat hulle dan nou in die natuur vrygelaat word. Maar hoe weet jy wanneer 'n dier reg is om van daai beheerde area af te skuif na die natuur toe? Dis 'n goeie vraag. So ons kyk maar gewoonlik wat is die geskiedenis van daai dier? Was hy 'n welpie wat deur jy weet, is hy mak of is hy 'n wilde kat? As hy uit die natuur uitgevang is, dan wil jy net hy moet klimatiseer. Hy moet sy voete vind, nie hierdie uit 'n hok uit 'n boks uit in 'n nuwe area. Hy weet nie waar is noord, suid, wes of oos nie. En die spesies wat hy moet vang lyk ook anders. Dis nie impalas en springbokke nie. Dis waar jy dan net met 'n bietjie kans gee. Maak dit seker hulle vind net hulle voetjies, hulle jy weet, word nou nie in Londen uitgesit uit Windhoek en ek sit jou in Londen en sê good luck nie. Ek help jou, ek gee vir jou 'n selfoon, ek gee vir jou 'n GPS, ek gee vir jou 'n treinkaartjie. Ja. En dan vind jy jou voete in daai eerste 2 weke en dan gaan jy. Dieselfde met jagluiperds. Enige spesies, jy kan nie net daar kom en sê kyk good luck, bye bye, as jy hom so drastiese verandering maak nie. Maar as ons hom in Namibië rondskuif, dan dit bly nog steeds sy omgewing. Dan kan jy 'n hot release doen. Jy kan van punt A na B toe gaan en jy kan hom vrylaat. Maar soft releases gee die kat kans. Gewoonlik begin die diere self vang as dit so groot soft release van bome is, of hulle begin teen die draad op en af. Jy kan duidelik sien hulle wil uit. Hy wil nie meer aan, of hulle gaan kruip nie net weg nie. Hulle kruip weg, hulle is bang. So jy sien die selfvertroue terugkom in daai diere en dan moet jy laat gaan. En jy het nou gesê van ek laat jou nie sommer in Londen vry nie, maar jy en jou man, glo ek, is onlangs in Londen vrygelaat. Net ek Net jy? Ek en 'n Zoensma Ja. man van Tsumkwe was in Londen gewees. Vertel 'n bietjie van die ervaring. O, jene, dit was omtrent vir jou ervaring. Ons is daar, ek en Doma is deur die koning genooi na 'n Harmony Summit gewees, wat gegaan het oor bewaring en indigenous knowledge en hoe ons die wêreld se balans uitgegooi het op bewaring. Presies dit wat ons nou doen met jagluiperds. Op bewaring en dat ons die skaal getip het. En hoe gaan ons die skaal weer probeer terugbring in 'n balans inbring waar jy kyk na gesondheid, one health, water, see, riviere, mense, al die, maar met die kennis van hierdie oorspronklike groep van Afrika, wat nog steeds sag is op die natuur, wat nie alles verwoes nie. En dit was ongelooflike belewenis, want ek het nou getolk, so ek het die beide wêrelde, en ons het die koning ontmoet, en ek moes nou eers vir hom verduidelik het, wie is die koning? Ek meen, koning Charles die derde, en dan, hoekom derde, sê ek nie, dat was nou ander voor hom. Maar dis nou soos jou chief, en ek kan nou vir hom verduidelik, maar Londen was vir ons besig. Ek het hom daar in 'n trein na onder in die grond ingedruk, en hy het vir my gesê, hy voel soos 'n skaap in 'n kraal, en toe 'n manga en toe 'n lorry in, en toe raas hy al die pad met my, en toe weier hy om van daar af in 'n trein te klim. Gesê, ons is nie molle nie, hoekom moet ons onder die grond in 'n trein klim? Maar die boodskap wat ek saamgebring het, was net, ons is so bevoorreg, ons bly in Namibië, waar jy insekte en voëls en alles om ons het, en ons weet waar die son opkom en waar die son gaan sak. Ons weet of dit winter is, ons weet wanneer dit somer is. Alles is beheer, alles is, en dit alles kos geld. Ek meen, ek het vir 'n koppie koffie 5 pond betaal, en ek is baie bly ek is terug in my land, ek is baie bly ons bly in so 'n lekker land, en hy is baie bly hy is terug Tsumkwe toe onmiddellik die dag daarna, het hy gesê ek wil terug veld toe, so ek het hom teruggevat Tsumkwe toe, maar wat 'n belewenis. En hierdie is met die hoop dat die King's Foundation en dat dit 'n voorbrand gaan maak vir net soos die jagluiperds vir mense is wat besig is om uit te sterf en hulle tradisies besig is om te verloor, dat ons daai bymekaar moet bring. Ons kan nie meer na een ding alleen kyk nie. En dan wil ek by jou hoor, gee hulle regtig vir jou reëls as jy
die koning en koningin ontmoet, hoe jy moet Moet staan curtsy en hoe al die ja, gee hulle regtig vir jou daai reëls. Ek het gekry, al die vorige keer was ek in Buckingham en Rudy het die koningin ontmoet en hy het reëls gekry. Ek het gelukkig nie reëls gekry nie. By haar moes ons skouers toemaak en jy moet 'n hoed op hê en al die dinge, maar by King Charles was dit gelukkig so nie, ons was buite in die tuin en dit was 'n lekker ontspande omstandighede. Ek het tot kaalvoet gegaan en Doma was in sy velle, in sy deilappie, so dit was daarom baie maklik, maar ek het my curtsy geoefen, ek het geweet of dit links of regs moet wees nie, wat se een moet agter gaan nie. Ek weet nou nog nie of dit links of regs moet wees. Ja, as jy vir my kan sê, sal ek dit waardeer. En dan laaste voor ons jou laat gaan, net weer terug op die diere. Wat kan ek en jy as gewone, jy natuurlik doen nou meer as ek, maar wat kan 'n doodnormale mens met 'n 8 tot 5 werk en kinders by die huis, wat kan ons doen vir bewaring? Jong, ek dink ons moet begin waardeer wat ons het. Van stinkgogga, ons het nou weer 'n stinkgogga plaag wat ek sien wat weer begin. Ons is so geneig om net die doemblik op te tel en te spuit, maar ons neem nie in ag dat daai goggaatjies kos vir 'n voeltjie en 'n voeltjie, jy het hierdie tropiese downgraph soos goedjies heeltemal uithaal, verwoes en net ons kinders te laat besef dat ons maak ons kinders groot dat hulle dink dit is vanselfsprekend. Die diere is net daar. Dit is nie so nie. As ons nie gaan beskerm nie, en ons begin by 'n gogga nie, en ons begin met 'n mindset en met hoe jou kind na die natuur kyk en die voorreg om in 'n land te bly waar ons nog bewaring in ons konstitusie het, gaan ons niks oor hê nie. Ons gaan nie net 3 miljoen bly in Namibië nie. Ons gaan meer raak. So ons moet ons persepsies verander. En ons moet ons kinders dit leer dat elke diertjie die reg tot lewe het, net soos jy as mens. Ons is niks beter as hulle nie. Ons moes eintlik na hulle gekom kyk het. Dis hoekom ons gemaak is. Ons is nie daar om te kom verwoes nie. So, doen jou job as mens, doen jou job as 'n ouer. Dis waar ek sê altyd vir my kinders dit, julle moet onthou, ons is vir een doel geskape. Dis om te bewoon en te bewerk, nie om te verwoes nie. So, dit is, en ons het nog kans om dit in Namibië te kan verander en te verbeter. Ons is nie so baie nie. So kom ons maak Namibië die beste land in Afrika. Want ons kan nog met mekaar praat. Ons het 'n ongelooflike government. Jy weet jy kan verander. So verander nou terwyl daar tyd is. Okay, baie dankie Dankie baie. So bewaring begin by elkeen van ons, maar gelukkig vir jou en vir my het ons nog tyd.